Hier is 'n baie belangrike berig waarvan jy moet kennis neem. Dit was nou nogal in die pro-Joodse New York Times, dis in Mei 2026. En dit veroorsaak geweldige rimpelinge reg oor die wêreld. Dit is 'n opinion column, soos 'n opiniestuk wat gepubliseer is deur die joernalis Nicholas Kristof, detailing allegations of widespread rape and sexual violence against Palestinian prisoners. Nou weet ek, die mense sal sê, ja nee, hulle is seker terroriste. Ja, nee, hulle is nie. In die Jode staat is daar iets soos administratiewe detensie. Menende, hy stap by jou verby in die straat en besluit hy hou nie baie van jou gesig nie, dan gryp hy jou, druk jou in die vangwa en dan kan hulle jou opsluit vir 'n onbepaalde tyd sonder dat jy ooit voor 'n hof is of dat jy ooit aangekla word van iets. En terwyl jy daar is, wel, dan kan hulle op jou kuier. The article provoked a severe diplomatic and legal backlash, leading Israel to announce unprecedented legal action against the newspaper. Ja, die Jode gaan hulle nou dagvaar. Nou, maar hoe dagvaar jy oor die waarheid? Hoe doen jy dit? Die artikel se naam was The Silence That Meets the Rape of Palestinians, was based on interviews with 14 male and female Palestinian victims. Key points from the piece includes systematic abuse. Kristof alleged a pattern of widespread Israeli sexual violence spanning across prison guards, soldiers, interrogators in the Shin Bet and settlers. Nou die Shin Bet is nou die Jodese weergawe van die FBI. Severe torture tactics. The testimonies detail brutal acts including forced anal penetration with various objects, severe beating to genitals, and tearing of rectums with batons. Assault involving animals. One heavily cited graphic account from a Gazan journalist claimed he was stripped, blindfolded, and forced to be mounted by a dog at the instruction of a Hebrew-speaking handler. The Israeli reaction and defamation lawsuit, the Israel government strongly rejected the article, with the Israel Prison Service calling the claims entirely unfounded. Nou, hulle sal dit bly ontken. Al sit jy die waarheid voor hulle neer, al gee jy die getuienis, al wys jy dit vir hulle uit, want dit is 'n algemene ding in die Jode se gevangenisse. So, kom ons kyk. Ag, daar alles weer beskuldig van blood libel accusations en dan natuurlik van antisemitisme en hy is pro-Hamas en it's without merit en so aan, maar daar is genoeg bewyse dat hierdie ding nou al plaasvind op 'n daaglikse basis. En so rukkie terug weet ons was daar 'n video wat die rondte gedoen het wat geneem is deur een IDF soldaat oor wat die ander met 'n Palestynse prisoner doen, en die video het toe uitgelek. En toe sou hulle die ouens nou vervolg het en so aan. Op die ou einde van die dag het hulle die ondersoekbeampte, die prosecutor, wat die video gelek het, die Joodse prosecutor wat die video gelek het, hulle het haar toe toegesluit en hulle het daai ouens toe onskuldig verklaar. Maar wat soort land is dit wat verklaar, they've got the most moral army in the world, en hulle is 'n vreeslike demokrasie en 'n vreeslike morele land. Hulle is so 'n morele land. Sonder Jesus kan jy geen manier 'n morele land wees nie, maar hey, whatever. En jy doen dit aan jou gevangenes. So, nou, mens moet 'n land oordeel aan wat hulle met hulle gevangenes doen, met hulle kinders doen en met hulle diere doen. Dit bepaal, want dit is 'n baie weerlose dele van die populasie. So ja, baie belangrike stuk. So, ek gaan 'n video hier bysit en dan gaan ek nog inligting bysit, want dit is baie hartseer. En dan kan ons 'n bietjie praat oor 'n profesie in die Bybel wat te doen het met die Joodse staat, vir die wat genoeg geduld het. Luister 'n bietjie na hierdie video. Israel has dropped all charges against the IDF soldiers caught on camera sexually abusing a Palestinian detainee. And it is very important that you recognize this is neither unique nor an accident. Sexual abuse is not a failure of the American or Israeli security state. It is an incentive to join it. Nou, boonbehalwe hierdie vreeslike aanrandings, seksuele aanrandings, en alles wat daarmee saamgaan, ook met diere,
kry ons natuurlik die ander tipe ding wat ons sien onder die IDF, wat ons by geen ander weermag sien waarvan ek weet nie. Definitief nie onder blanke weermagte nie, definitief nie. En dit is, wanneer hulle so 'n plek beset, die IDF, of dit in Libanon is, of dit in Gaza is, of waar ook al is, dan verwoes hulle natuurlik die mense se huise, gaan inslaan dit met hamerstikkend ensovoorts, en dan trek hulle die vrouens se klere aan, en neem foto's van hulle self en sit dit op sosiale media. Nou klink dit vir jou normaal, klink dit vir jou soos 'n moral army, klink dit vir jou soos 'n gedissiplineerde weermag, klink dit vir jou soos 'n weermag wat jy nou kan gebruik, jy gaan nou saam met hulle oorlog toe gaan. Kan jy nou dink as jy hierdie special forces, hierdie weermag, VSA, Navy SEALs en SAS ouens en hierdie ouens wat so gedissiplineerd is, en VSA maak baie sterk daarop aanspraak, hulle het 'n goeie gedissiplineerde weermag. Nou gaan hulle so saam met die IDF in 'n situasie en wanneer hulle so ingaan, dan gaan die IDF sê, wag net so 'n bietjie ouens, ons gaan net gou hierdie vrouens, hierdie Palestynse vrouens, Libanese vrouens, ons gaan net gou deur hulle laaie gaan, want ons wil net gou hulle panties aantrek en foto's neem. Kan jy nou dink hoe gaan dit gelyk? Maar luister 'n bietjie wat sê hierdie man, en kyk mooi na die video's. This is the film you will not see on the BBC or CNN or any other Western media. The Israeli army enters this town just after Christmas. It's emptied of people. They go into the homes of Palestinians, and they're often clearly staying there, and they just smash them up, and they film themselves smashing them up. They also delight in going through women's underwear drawers, and this is a sort of recurring obsession. You have to see Israeli soldier videos in the context of the broader output of Israeli society. If you gave me a button to just erase Gaza, every single living being in Gaza would no longer be living tomorrow, I would press it in a second. I would press it right now. Give me that button and press it right now. There you go. And I think most Israelis would. We're not looking at some sort of obscure subculture within Israeli society. This is mainstream Israeli society. It's an entire nation out there that is responsible. And we will fight until we'll break their backbone. It's astonishing what Israeli soldiers do put on film, but that raises the question of what they don't put on film. Maar luister mooi, dis toe nou nie net die Libanese en veral die Palestynë wat so deurloop met hierdie vreeslike aanrandings in die Jode se gevangenisse nie. Ons het ook te doen met burgerlikes van Ierland, Europa, selfs Australië. Hierdie mense wat op die flotillas is, wat probeer om kos en mediese voorrade deur te bring, hulle word gearresteer deur die Jode op internasionale see, en dan word hulle aangerand, en die vrouens word verkrag. So, die president van Ierland is 'n vrou. Haar suster was op een van hierdie flotillas, en hulle het haar vreeslik mishandel. En sy het op 'n stadium gesê, van almal wat daar was, van hierdie ouens wat op die flotilla was, 35 het beenbreuke opgedoen, 5 het kopbeserings opgedoen, 16 het seksuele aanrandings gehad, beserings, oogbeserings, en numerous taser burns to the back and the genitals. Ja. So, nou wonder 'n mens so, wat maak die Jode so spesiaal, dat hulle al hierdie dinge kan doen, en dan kom hulle weg daarmee? Wat maak hulle so spesiaal? Nou dit het alles te doen met Openbaring, en in Openbaring, kry ons hierdie pragtige versie in in Openbaring 17, skies tog, hoofstuk 18, vers 18. En die vrou wat jy gesien het, is nou die hoer op die dier, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. So hulle kan hulle nie aanvat nie, vir watter redes ook al nie, behalwe dat dit geprofeteer is dit omdat hierdie Jode, en hulle is nie Israel van die Bybel nie, Israel is 'n blanke volk, so omdat hierdie Jode 'n geweldige houvas het op die regerings. En daar's 'n pragtige versie in die skrif oor hierdie Joodse staat
wat homself onderwerp aan geen internasionale wet nie. Geen bondgenootskap nie, geen ooreenkoms nie. Jy kan nie 'n ooreenkoms met hulle maak, 'n vredesooreenkoms of 'n wapenstilstand nie, hulle breek alles. Weet jy wat sê die Bybel? Jesaja 33, wee jou verwoester, wat self nie verwoes is nie. Dan kyk 'n bietjie hoe lyk die Midde-Ooste. Oral is daar verwoesting. En wie het dit aangerig? Wel, die Jode het. Enigste ouens wat 'n bietjie vrygekom het, was die Moabiete, is die klomp Saudis, want hulle het gemeen, hulle skaar hulle aan die kant van die VSA, en die Joodse staat, en dan gaan hulle nou vrykom, en dit het toe nou nie gebeur nie, op die ou einde van die dag, het die skade ook na hulle toe gekom via Iran, want die aanval is dan nou gedoen uit die Moabiete se basisse uit, ek meen, van hulle grondgebied af. Die VSA dan nou basisse daar gaan bou. So as jy nou 'n VSA basis daar het, as jy mos nou 'n militêre bondgenoot, dan gaan jy mos 'n pak slaag kry op die ou einde as die ding verkeerd loop. Dan sê hy, van die Jode staat, hy sê, en troubreker teen wie nie troueloos gehandel is nie. So hy sê, hy's 'n verbondsbreker. Jode staat is 'n verbondsbreker. Daar's die verbonde teenoor hom is nie verbreek nie, dis hy wat die verbonde verbreek. As jy klaar is met verwoes, sal jy verwoes word. En as jy klaar is met troubreek, verbondsbreek, sal hulle troueloos teen jou handel. En ons gaan dit sien in die volgende aantal maande. Hierdie is Jesaja 33 vers 1. En hier is nog net so 'n mooietjie. Jesaja 21 vers 2. 'n harde gesig is my te kenne gegee, die ontroue. Wie is die ontroue? Dis hierdie een wat die verwoester is, dis die Joodse staat. Die ontroue handel troueloos en die verwoester verwoes. Trek op Elam. Wie is Elam? Is Iran. Beleer Media. Wie is Media? Is ook Iran. Het verwys na die Mede en die Perse. Aan alle gesig maak ek 'n einde. Menende God sê, hy het die Iranese bewapen. Skrif sê sy troon is in Elam. En van daar af sal hy met hierdie verwoester en haar bondgenote handel. En dit noem ons die derde wêreldoorlog. En dit sal 'n verskriklike verwoesting wees. Hierdie klomp Jode aanbidders in die land gaan so sit met hulle hande in hulle hare en snot en trane huil in hulle absolute dwalinge. En wanneer hulle dit sien hoe dit voor hulle oë verwoes is. En teen daai tyd is daar definitief nog nie 'n wegraping nie, so ons gaan sit met hierdie klomp ouens in die kampe. En hulle is eintlik swak skakels, want hulle dink God doen shortcuts. God doen nie shortcuts nie. Hy werk op leidsaamheid en geduld en vasbyt en deursettingsvermoë. God toets tydens verdrukking. So, as jy wil getoets word, sodat jy die kroon kan dra, dan moet jy die verdrukking deursien. Kyk 'n bietjie na hierdie video. After being sexually assaulted, an Israeli prison official reminded me the real prison was in the torture dungeon where Palestinians are raped to death. Israel systematically uses rape as policy. Australian women are coming back reporting sexual assault, including rape. Israel uses rape as a weapon of war. I will have to live with the trauma in my body that remembers what it was like to be tortured there. The torture that 10,000 Palestinian political prisoners, including Palestinian kids, never get to escape.